Reg julle, goeiemôre, kom ons begin 'n bietjie lekker saam sing. Is dit te hard? O. Is julle wakker? Kan julle nie hoor nie? Dan hoe het hulle gesê, maak oop jou ore. My pa het altyd gesê, was jou ore en maak dit oop. Okay. So, vanoggend se liedjies is 'n bietjie anders wat ek gekies het, want dit gaan oor lydenstyd. Ons begin vanoggend met lydenstyd, die tydperk wat ons aan Jesus dink terwyl hy op pad was na die kruis toe. So die liedjies wat ek gekies het, probeer iets sê van ons hart en ons behoeftes om by Jesus uit te kom. So kom ons kyk na die eerste liedjie. Ek kan nie sien nie. Maak my nou stil, Heer. So, kom ons sing hierdie liedjie, vra vir die Here om ons stil te maak in sy teenwoordigheid, om ook by hom te wees. Tweede liedjie. Ek kan net so gaan kyk. Bring my na die woning, Heer. Kom ons sing ook hierdie liedjie met die behoefte en met die vraag. Here, bring my na die woning. Laat my daar voor U verskyn, waar ek 'n lofsing kan sing vir U, Here. Kom ons sing hierdie liedjie saam.
derde liedjie, my enigste troos in lewe en dood, is dat ek in Jesus Christus behoort. Dis waarom ons sy teenwoordigheid wil wees. Kom ons sluit die voorsang af met nog een liedjie. God is hier teenwoordig. Raak vir 'n paar oomblikke stil, terwyl ons ook dan nou die diens amptelik begin.
gemeente, die Here skryf in Psalm, Dawid skryf in Psalm 80. Hy sê, en dis sy getuienis, dis sy ervaring, as die Here die huis bou nie, soek die wat daaraan bou te vergeefs, as die Here die stad nie beskerm nie, waak die wat dit beskerm, te vergeefs. Te vergeefs dat julle vroeg opstaan en laat gaan slaap, om met moeite bestaan te maak. Vir die wat hy lief het, gee die Here dit in hulle slaap. Gemeente, vir ons wat die Here lief het, vir ons kom die genade van die Here na ons toe vanoggend in die woorde. Genade vir jou en vrede van God die Vader, Jesus Christus sy Seun en die teenwoordigheid van die Heilige Gees. Kom ons bly staan en sing ons ook ons introduksielied, soos 'n wildspok smag na water. Ek wil graag vir ons volgende die Christus kers aansteek. So ons steek die Christus kers ook vanoggend aan, as teken van God se liefde, as teken van God se aanvaarding, dat ten spyte van ons sondigheid, hy nog steeds vir ons lief is. Ten spyte daarvan, dat ons Jesus aan die kruis laat sterf het, is hy nog steeds lief vir ons. Ek wil vir jou 'n gedig lees, wat gebaseer is op Psalm 23. My geliefde, ek is jou herder, nie omdat jy altyd die pad ken nie, maar omdat ek jou naam ken. Voor jy my gesoek het ek jou reeds gesien. Voor jy my lief gehad het,
het ek my hart op jou gerig. Lydenstyd begin nie by jou opoffering nie. Dit begin by myne. Ek het gekies om jou te lei, selfs toe ek geweet het die pad lei na kruis. Jy sal niks kort kom nie, want ek het gewillig geword om alles te verloor, met liefde wat eers te kies, Jesus. Mag dit by ons lei, mag ons dit dink, en mag hierdie liefdesbrief van Jesus vir my en jou iets beteken in hierdie lydenstyd. So daar is nog geleentheid ook om vir die Here met ons liefde te dien, met ons dankoffer, en so ook vir hom te sê, dankie Here vir u liefde, wat u aan my skenk elke dag, die diakens kan. En dan is daar ook afkondiging. Ek dink Essie gaan vir ons die afkondiging hanteer, maar ek sal nou 'n bietjie my headset op sit. Dinsdag 10:00 is vrouebemagtiging. Woensdag 10:00 tot 11:00 is gebedsgeleentheid. Woensdag 6:00 is as Woensdag, as jy asseblief wil kom. Donderdag 9 tot 12 is dit mis asseblief. Vrydag 9 tot 12 weer mis asseblief. Vrydag 11:00 wyse parels. Stille oomblik bid waar jy is om 11:00 en Saterdag 10:00 begin ons kombuis weer. Dan kyk ons na die verjaarsdag. 15 Februarie is Ethan van Bedding en Anthony Bowen. 16 Februarie John Roberts. 17 Februarie Renata van Doggenberg. 21 Februarie Natalie Creer. Dan wil ek vir julle sê, ons het ons gisteraan die masker gehad en dit was 'n groot sukses. Ons het 'n biltongkoek gehad en Cornelius mee dit gewen. Dan is daar nog 3 bakkies slaai oor met 'n stuk hoender vir R50 elk en dan so 5 bakkies slaai vir R10 elk as jy dit dalk belangstel. Okay. Die kos het ons 1250 gemaak. Die dans altesaam was 1870 se inkomste. Baie dankie, Essie. Daar's net een of twee goedjies wat ek nog ekstra wil byvoeg vanoggend. Op die voorkant van die bulletin is daar 'n drukkersfout. Dit gebeur maar die as Woensdag is nie 9:00 in die oggend nie. Op Woensdag is dit 6:00 die aand. So aan die binnekant is dit reg, maar maak net so nota asseblief. En dan wil ons ook sê saam met Essie se voorkoop, daar is ook nog gemmerbier as julle sou wil belangstel. Daar is nie vandag afslag nie. Want is Leiden Sondag. Ons lei so hier, dit mag 'n gewone prys op betaal. En dan elke Woensdagoggend van 10:00 tot 11:00 sal die gebedskamer oop wees. Ons het nou die gebedskamer hier reggemaak. As jy graag wil kom bid vir iemand, as jy ook wil gebed hê vir jouself, is jy baie welkom om hiernatoe te kom. Ek sal hier wees. Ek sal saam met jou bid, of jy kan op jou eie bid. Ons sal dit probeer inrig op 'n manier waar ons dit ons hart lê na die Here toe te kan rig. So elke Woensdagoggend tussen 10:00 en 11:00 sal die gebedskamer oop wees vir ons gebruik. Dan wil ek graag dankie sê vir ons vergawes. Kom my by die woord. Hemelse Vader, baie dankie dat U vir ons lief is en dat U ons gespaar het. Here, soos ons vooraf begin sing het, ons het 'n hinkering na U. Want
Here, ons sonde is so groot. En ons gewilligheid om U te dien is so klein. Ons bid vanoggend, dat U asseblief hierdie eerste stap van ons dankbaarheid en afhanklikheid sal aanvaar as 'n teken van hoe nodig ons U het. Neem dit aan, Here, en vermeerder dit in Jesus naam. Amen. Ja, dit is nou geleentheid om ook ons poppe familie te ontmoet. En ook die kindermoment. So ek wil vra, as die kinders, kom gou julle so lank vorentoe. Dan kom sit julle hier voor. Ek is seker of vandag gaan vir julle 'n oulike storie wees. Is net ja, kindertjies. Daar's iets daar in die moederskamer. Wil hy nie kyk nie? Okay. So skuif 'n bietjie op, dat julle hier kom. Jy moet mooi kyk. Poppe familie het nou vir ons vanoggend kom kuier. Weet julle wie se poppe familie? Wie is hulle? Kom ons hoor wat hulle sê. Ek wonder, is hulle al hier? Raggies, ja, hier kom hulle. Môre poppe, hoe gaan dit met julle? Dankie, ja. Baie welkom vanoggend by ons diens. Het julle vir ons 'n storie om te vertel? Almal se aandag nodig. Myne ook? Ja, beslis. Okay. Hi, Lala. Wil jy nie die blokkies saam met my bou nie? Dit is so lekker om die blokkies te bou. Ja, Daisy. Ja, jy was hier. Ja, kyk, jy moet mooi kyk hoe hy pas, hoor. So, Lala. Jy kan ons sien, Lala. Lala, wat is dit? Hy daar, slaai blaar. Van nou boude. Ek wil net saam bou asseblief. Jy mag nie by ons speel nie. Jy sê vreeslik geslaag. Dit is jou skuld dat ons almal so swaar kry. Lala, staan op.
hier, ek luister wat julle sê. Waarmee moet ek help? Hi Dominee, ek is so bly jy's hier. Dan kan jy sommer met ons gesels oor die wat gebeur het as God ons nie wou nie. Dis mos nou maklik, julle het net vir ons gedemonstreer. Wat gebeur is God ons nie bou nie. Maatjies, julle, wat gebeur is God ons nie bou nie. Wat het gebeur met die poppe? Wat het julle gebeur? Julle was mos nou... Ons het kwaad geraak. Ja, julle het kwaad geraak. Selfsugtig. Ons wou nie ons blokkies deel met hom nie. Hulle wou nie blokkies deel nie. Alles draai net om my. Nou ja, dit is wat gebeur julle. Julle moet onthou, as God julle nie bou nie, dan draai alles net om myself. En dan is daar die hele tyd 'n gekleierery, 'n gestryery en onmin. So poppe, het julle nou iets geleer vanoggend? Ja. Wat het julle geleer? Ons moet deel, ons moet lief wees vir mekaar. En ons moet gehoorsaam wees aan wat Jesus sê. Nou gaan julle nou vanoggend ophou om aan jouself te bou en eerder vir God te laat om vir julle te bou. Ja, Dominee Jan. Okay. Julle moet dit asseblief onthou, hoor? Gaan lees weer Genesis 1 en 2. Daar sal jy hoor wat sê God, want wat gebeur as hy bou? En as julle gedrag, as julle Genesis 3 en 4 gaan lees, dan gaan julle nou julle gedrag van vanoggend daar raak lees. Dis reg Dominee, baie dankie dat Dominee ons ingelig het. Laat ons Maak soos Dominee sê. laat ons versoekere. Ja, julle moet tog onthou, die ou mense het ons gesê, ore oop en monde toe. Ja, gaan julle dit onthou? Ja, Dominee. Nou, My wat doen? julle moet nou baie mooi luister na Dominee se preek oor wat hy sê van hoe ons bou, né? Tata. Nou maar baie dankie vir julle kuier, hoor. Ek is baie bly julle was by ons. Tot volgende keer. Bye bye. Ja, daar is ons familie. Ons klein storieetjie. Ingeleide kinders, julle kan saam met Tannie Elma gaan. Sy wag daar vir julle daar agter. Gou vir Rokkie vra om vir ons net te open bed asseblief. Goeiemôre almal. Welkom in die huis van die Here. Vrouens gaan vanoggend se diens geniet soos ons op podcast geniet het. Kom ons raak stil vir die Here en ons sê dankie. Almagtige Vader, daar hier waar ons mekaar vanmôre as 'n familie in ingekerk teenoor. Ons sê ons baie dankie vir die week wat verby is, Here. Daar het ons wonderlike reën gekry. Sommige plekke het baie gekry, sommige plekke het min gekry. Maar ons is nog steeds dankbaar daarvoor. Kom op vanoggend en ek daar die boere aan die opera. Daar waar hulle vee verloor aan die bekkel siekte, Here. Here, ons bid tot hulle, tot U dat U hulle sal omhels met die liefde en die krag sal gee, Here, om voort te gaan met wat hulle doen. Ons kom op vanoggend, ons laat ons kinders op, Here, soos ek vanoggend gesê het, ons kinders verdwyn, hulle raak al minder en minder. Dus ons vra dat U hulle ouers die krag sal gee, die wysheid sal gee, om hulle kinders te bring tot by die huis, waar hulle meer van U sal leer. Ons vra ook vanoggend gaan ons dominee, waar ons leiders weer gaan afskop met die diens. En dan ook bid ons vir as Woensdag, Here, dat daar goeie opkomst sal wees, om na U woord te kom luister. Die ons vra en verdien, maar alleen uit U naam uit. Amen.
Broers en susters, ons skriflesing vanoggend kom uit Genesis hoofstuk 3 en 4. Ek gaan nie die volle 2 hoofstukke vanoggend lees nie. Ek gaan net 'n paar gedeeltes vanoggend saam met ons lees. So vanoggend se tema het julle seker gesien, wanneer God nie bou nie. So dit is nogal vir my interessant toe ek 'n bietjie lees oor Genesis. Dat die eerste 2 hoofstukke wat ons verlede Sondag by stil gestaan het gaan oor die gedagte wat gebeur as God ons bou. Hoe lyk dit as God ons bou? Nou vanoggend se tema, wanneer God nie bou nie, wil eintlik klem laat val op wat gebeur wanneer ek buite God se teenwoordigheid sekere keuses maak. Keuses om myself te handhaaf, keuses om my eie lewe te bestuur, om dat ek wil. So kom ons lees uit vers hoofstuk 3 vanaf vers 1. Die slang was listiger as al die ander diere wat deur die Here God gemaak is, en het vir die vrou het God werklik gesê, jy mag van geen boom in die tuin eet nie. Die vrou het die slang geantwoord: ons mag eet van die vrugte van die bome in die tuin. God het net gesê, nie eet van die vrug van die boom van die middel van die tuin, en ons mag dit nie aanraak, want dan sterwe. Toe sê die slang vir die vrou: julle sal beslis nie sterf, maar God weet, julle oë sal oopgaan. Die dag as julle daardie boom eet, dan sal julle wees. God weet dat julle alles kan ken. Dan vers 6. Toe besef die vrou dat die boom se vrugte goed is om te eet mooi en na te kyk en begeerlik kennis gee. En sy het van die vrugte gepluk en geëet. Sy het ook vir haar man baie haar gegee en hy het geëet. Hulle albei so gaan toe en hulle besef dat hulle skaal is. Toe werk hulle vye blare aan mekaar en hang dit vir klere. Hulle het gehoor hoe die Here God die tuin wandel en die tyd opkom. En die mens en sy vrou het vir die Here God weggekruip tussen die bome van die tuin. Maar die Here God het die mens geroep en vir hom gevra: "Waar's jy? En die mens antwoord: ek het u gehoor wandel in die tuin. Ek het bang geword, want ek is skaal. Toe het ek weggekruip. Die Here God vra toe: En hoe het jy weet kaal is? Het jy tog nie van die boom geëet waarvan ek jou verbied het om te eet nie? Die mens het geantwoord: die vrou wat u my gegee het om my by te staan. Sy het vir my van die boom se vrugte gegee en ek het geëet. Toe vra die Here God vir die vrou: wat het jy nou gedoen? En sy sê: die slang het my mislei en ek het geëet. Dan lees ons vers 21. Daarna het die Here mens en vrou velklere gemaak en hulle het dit aangetrek. Hoofstuk 4. Die mens het met sy vrou gemeenskap gehad. Sy het swanger geword. Sy het verkaai en die wêreld uitgeroep. Ek het 'n man in die wêreld met die hulp van die Here. Sy het weer 'n baba gekry, Abel, 'n broer vir Kain. Abel
was 'n veehoer en Kain is saaiboer. Na verloop van tyd uit die Kain van die opbrengs van die land 'n offer aan die Here. Abel het dit ook gedoen van die eerste uit sy kudde van hulle vet. Die Here het Abel en sy offer aangeneem, maar nie Kain en sy offer. Kain het kwaad geword en hy was bedruk. Toe sê God die Here, toe sê die Here Kain, waarom is jy kwaad? Waarom is jy bedruk? Wag daar nie vir jou blydskap as jy goed doen nie. As jy nie goed doen nie, die sonde wag jou in daar buite. Hy wil jou mag kry. Jy moet heers. Kain het Abel gepraat. En toe hulle in die veld was, het Kain geweldig en doodgemaak. Toe vra die Here vir Kain, waar is jou broer Abel? En Kain antwoord, ek weet nie. Moet ek dan my broer oppas? Maar die Here sê, wat het jy gedoen? Die bloed van jou broer, roep van die aarde af na my. Vervloek is jy dan nou. Verban van die grond af. Wat gretig die bloed van jou broer uit jou hand opgeslurp het. Wanneer jy die grond bewerk, sal dit bring vir jou geen. Jy sal 'n doellose swerwer op aarde word. Toe sê Kain vir die Here, my straf waar om te dra. U verdryf my nou van my grond af, en tot het ek nie meer toegang nie. Ek sal 'n doellose swerwer op aarde wees, en wie my raakloop sal my vermoor. Maar die Here sê, nee. Wie vir Kain vermoor, sal 7 maal gestraf word. Toe gee die Here vir Kain 'n teken, sodat niemand van hom wat hom raakloop sou doodmaak nie. Kain het van die Here af weggegaan. Hy het gaan woon in Nod, oos van Eden. Tot sover die woord van die Here vanoggend. Broers en susters, ook in my foto met ek daarna verwys in Psalm 127 vers 1. As die Here die huis nie bou nie, te vergeefs werk die daaraan bou. As die Here die huis nie bou nie, te vergeefs werk die daaraan bou. Genesis 2 skets vir ons 'n wêreld waar God bou. 'n skepping, 'n aarde, 'n wêreld vol orde, lewe, harmonie, betekenisvolle verhouding. Dit is wat God skep. Dis wat ons lees in Genesis 1. Dit is God wat die insinieerder is, die argitek, die fundament lê. Alles wat hy bou, sewe, omdat dit uit sy woord, sy wil voortkom. Maar hier in Genesis 3 en 4 verander hierdie prentjie dramaties. En hier sien ons wat gebeur wanneer die Here self die bouer wil wees. Wanneer daar gebou word sonder gehoorsaamheid aan God en selfs teen hom, dan verander dinge. Dit is nie bloot die verhaal van sonde nie. En dis mos nou wat ons baie alledaags sê. Dis wys na die sonde. Maar dit is die verhaal van gebroke bouwerk. Dit gaan oor verhoudings wat verbrokkel. Geweld staan en 'n lewe van selfhandhawing wat God afhanklikheid vervang. Ek is nie meer van ek kan dinge self doen. Dit alles as gevolg van die valse charme of die charme of die uitgeslaapte misleidende charme van die slang en die bose. Die vraag is of mense gaan bou nie. Dit gaan nie in hierdie gedeelte of mense gaan bou nie. Want ons bou altyd. God bou voortdurend.
En hy bou aan verhoudings, ons bou aan gesinne, ons bou aan gemeenskappe, ons bou stede, en ons bou toekomsdrome. Die wesenlike vraag, wie bou? En op watter fundament word gebou? Genesis 3 daarop as 'n ernstige waarskuwing vir my en jou. En dit dien as 'n stuur vir elke gesin, vir elke gemeenskap, vir elke samelewing wat probeer bou sonder God. Onthou weer eens, almal bou. Wie bou? Hoe bou ons? En op watter fundament bou ons? Wanneer God nie die bouer is, broers en susters, raak selfs die mooiste planne broos. En die gevolge kan vernietigend wees. In Genesis 3 vers 1 tot 7 lees ons hier Openbaring op die indringende wyse wat gebeur wanneer God nie meer die bouer is. Die sondeval begin nie met die uiterlike daad nie, maar met die innerlike waarskuwing. Daai innerlike verskuiwing, daai innerlike verskuiwing van gedagtes. Daai sluwe en valse en verleidende charme waarmee die vyand na my en jou kom. Dis 'n stem God se woord, sy bedoeling en sy vraagteken. Is dit nie wat die slang gesê het nie? Luister wat sy vra. Het God werklik gesê julle mag van geen boomtuin eet nie? Ons kan natuurlik nou uitbrei hierdie vraag, né? Het jy ouers regtig gesê terwyl jy op skool is, mag ek en jy nie saam slaap nie? Is dit so erg? Is dit reg sodat die wet sê as jy oortree gaan jy toegesluit word? Reg? Hiermee word susters, ons gehoorsaamheid vervang met selfbeskikking. En die afhanklikheid van God met menslike selfverheffing. Die kern van die sonde is dis nie bloot ongehoorsaamheid nie, maar selfvergoddelikking. Ek wil nou God wees van my lewe. Die belofte, julle sal wees verlei die mens self te bepaal wat goed en kwaad is. Om beheer oor die lewe te neem sonder God te bou. Want ons het jy kan op jou eie bou. Wanneer God nie meer bou nie, begin die mens self as God vestig. Soos ons hier sit. En ons dink terug ons eie lewe. Aan ons lewe as gemeente, as gemeenskapsbewoners in Suid-Afrika. Dan is daar baie duidelike tekens dat ek op baie gebiede die plek van reeds ingeneem het. En hoe lyk my bouwerk? Gevolglik. Wanneer ek myself as God vestig, dan herinterpreteer ek God se woord om my eie begeertes te regverdig en verklaar ek my eie waarheid, né? Ek glo myself, niemand anders. Die gevolge is onmiddellik en diepgaande. Want die oomblik wanneer dit gebeur, dan vervang skaamte my vrymoedigheid. Vrees vervang vertroue en bedekking
eerlikheid. Die mense poging om homself te herstel, word gesimboliseer deur die vrye blaartjie klere. En dit wys dat die bouwerk sonder slegs oppervlakkige spieklossings bied vir diepgaande geestelike betrokkenheid. Ek het nogal gewonder, sal ek dit nou vir myself dink ek aan die woorde soegeplak. Wanneer God nie meer bou in die broers en susters, dan ons vinnig planne is plakplanne. Dis oppervlakkig. Selfs 'n muskiet kan daar deurdring. Uiteindelik breek die verhouding met God af. En die mens vlug. Hy verberg homself en beleef meer as vader nie. Maar wat? As bedreig. Wat sê mens vir God? Ek het bang geword. Want ek is skaal. Toe het ek weggekruip. Ons kyk mos almal televisie. Ek hou daarvan om hierdie special assignments te kyk. Waar die polisie in Amerika, almal wat vroue verkrag. Ja. En dis ongelooflik hierdie verkragters in die storie. Baie keer is dit maar denkbeeldig, nie? Altyd werklik van die baie van die stories op gebaseer ware verhale. Dan hardloop hulle weg, hulle kruip weg. Hulle doen die mees onmoontlike om van die polisie af weg te kry. Om hulle self van die bedreiging van die polisie en vervolg te weerhou. Maar kry hulle dit reg? Gelukkig nie. Hulle word vang en so Adam en Eva ten spyte daarvan dat hulle wegkry het en vir hulle blare vlakke was. Genesis 3 dien daarom as 'n waarskuwing. Alles selfbou wat God uitsluit, lei nie tot vryheid nie, maar tot vervreemding. Dit hou ook 'n indringende vir elke gelowige en elke gemeenskap. En dit vra. Bou ons lewens afhanklikheid van God se orde. Ek bedoel, hoe bou ons gebou? Hou ons God se riglyne. Hou ons sy wet op ons tafel wanneer ons bou. Of probeer ons eie reël optrek en bou ons self met ons eie beheermaatreëls, ons eie prestasies en ons eie versonings. Wanneer God nie bou nie, raak die mens se beste pogings gebreek. As God nie bou nie, bly die mens rusteloos. Maar die bemoedigende paard vriende is God bly genadig. Genesis 3 vers 8 tot 13 lees ons. En in Genesis 4 vers 1 dat die ontstellende gevolge wanneer nie meer die bouer is nie, verhoudings verbrokkel. Eerstens met God, dis die eerste plek waar verhoudings verbrokkel. En vervolgens met mekaar. Die God wat vroeër saam met die mense in die tuin gewandel het, word nou gevrees vir my en vir my hartseer. Hoe hartseer dat ek en jy in die begin die geleentheid gehad het om met God te wandel. Omdat ons ore uitgeleen was. En ons die verleideling van die slang gloei. Dis my en jou wandel met God se lig. Nie meer moontlik nie. Die God wat vroeër saam met die mense in die tuin gewandel het, word nou gevrees en vermy. Die mens openlik nie. Maar hy onttrek homself aan sy teenwoordigheid. Dink maar, ek
nou, ek, as ek nou 7 of 8 jaar oud, ek was nog nie eens, ek was nooit eens skool nie. My pa so 'n blou chef bakkie gery. Mense sal onthou, hy was amper vierkantig, baba blou geweest. En dit was 'n geleende bakkie. En my pa, hy's prakties, hy's allerhande reise, motorreis daar. Hy was nog in die polisie daai tyd. En ek het dit goed gedink om die silwer verf te vat. En die bakkie agterklap. En ek dink ek deur silwer, want dit was 'n mooi kleur. Nou ja, toe ek net na 5 polisiestasies en aanstap. Toe duik ek. En ek maak seker, hy gaan my nie kry nie. Dan daai jare, elke huis was 'n koolstoof gehad. En agter die koolstoof was spasie wat die skoorsteen veroorsaak het. Ek het daar ingekry, was 'n bietjie warm. Maar ek het daar gesit. Ek het my oë toegehou, vasgehou. Hoop my pa kry my nie. Maar het hy my gekry? Hy het my gekry. Het hy saggies met my gevra? O nee. Ek sal daai lewe in my lewe nooit vergeet. Kort van ek en jy kan nie van ons ouers verteenwoordig en nog minder broers en susters kan ons van God ontsnap. Sy teenwoordigheid is alomteenwoordig. Maar daar eens daarin vertroue was, tree nou vrees en vervreemding. Hiermee saam verdwyn die verantwoordelikheid wat ek gehad het. Wanneer God vra, waar is jy? Dan antwoord die mens nie met berou nie, maar met selfbeskikking. En die skuldverskuiwing vervang eerlike selfondersoek. Die man beskuldig die vrou. En indirek God. Die vrou beskuldig die slang. So word elke verhouding aangetast. Die tussen mens en God en die tussen man en vrou. En uiteindelik tussen mense onder hulle. Tussen broers en susters. Neefs en niggies, tannies. Daarom broers en susters, waar God nie bou nie, breek eerlike en genesende verhoudings af. Genesis 4 wys vir ons hoe hierdie breuk verdiep en eskaleer. Sonde, ek nou nie meer dat ek dit wegkry nie. Maar sonde bly nie meer beperk. Innerlike lewe, dit versprei van ons hart na ons huisgesin en word sosiaal sigbaar in die samelewing. Wat in Genesis 3 begin as 'n ongehoorsaamheid en 'n vervreemding ontwikkel in Genesis 4 tot jaloesie, tot woede en uiteindelik tot moord. God waarsku Kaïn dat die sonde bly loer deur die deur. Die sonde loer deur die deur. Ons kan nie sleutels vat. Ons kan die deur toesloot. Ons hoef nie na sy geloel te kykie. Maar wat doen Kaïn? Kaïn maak die deur oop. En Kaïn kies om self te bou aan sy eie regverdigheid. En self eerder as afhanklikheid voor God te oormoedig. Die tragiese hoogtepunt in hierdie verhaal is natuurlik geweld. 'n broer staan teen 'n broer op. Aanbidding word kompetisie. Selfhandhawing word vernietiging. Weer eens waar God nie bou nie, word mag belangriker as liefde. Sal ek dit herhaal? Waar God nie bou nie, word mag belangriker as liefde. Dis
waaroor ons lydenstyd fokus op die lewe van Jesus in die tyd terwyl hy beproef word en om skuldig bevind te word deur mense vir wie mag belangriker was as liefde. Hierdie patroon herhaal hom deur die geskiedenis en broers en susters vandag nog steeds sigbaar in ons gebroke gesinne, gewelddadige gemeenskappe en strukture waarin mense mekaar onderdruk om bo uit te kom. Genesis 3 en 4 leer ons dis dat om sonder God te bou onvermydelik lei tot vervreemding, tot skuld, tot geweld en dood. Daar's tog